vakansie hê, al vir julle vier, laat ek welkom vanoggend en ontspan. Luister mooi. Dis 'n groot dag, 'n wonderlike dag vir ons as gemeente. Broers, kan ek vir alles kom aan? Kom maar. Nou, ons krijg dan net die joodse afkondigings, die sal ons weer op die WhatsApp groep uitstuur. Ons herinner dat ons Bybelstudies afgehandel is vir die jaar. Ek sê altyd hierdie week dat ek nie verlof. Volgende week preek teologiese student Johannes Broekman en ons roep jou allemaal op na die Here die volgende Sondag. Volgende Saterdag is ons Kersmaand, die 25 November. En al die regerings kan met Corrie of met die dag word, as al plek is wat moet bespreek word, die nog hierdie tyd moet dit een heel dag voor. Maar dan wat jou vlaswerk het, ons Kersanddienst, as die Here op die 3 Desember, om 18:30 die aanddienst te antwoorde. Ja man, ek wil heel studie aan die dienst nie voorgegeen. Dan die geloofsfeeste, die hervormde kerk hanteer die jaar in die dorpdienst, doen die jare Godse preekdag, en op Bosrijk preek ek self, en nagaan oor die Bosrijk geloofsfeest, kan met die Lombard die verhaal spreek. Dan die boodskap is by die Here beskikbaar, die evangelistie die boodskap neem, vir ons soekers, daar hoort genoeg gewees, welkom om boodskap te neem, en dit gaan lees die maandse boodskap handel oor huisgodsdienst, die thema's oor hoe huisgodsdienst inderig, oor die noodzakelijke daarvan is ontstaan. Broers en susters, ons voorbereid, Frans die voorbereid vir Daniel Marine, die aldag van die lewe, wat die afgelope week in die hospitaal was, altijd die skouderoperasie ondergaan, Daniel is by Skaralakenboos in die hospitaal gewees, sy het ontslaan, hulle is altyd ontslaan by die huis, hulle sterk by die huis van, en ook om bloedvloerie, wat ook nog aansterk, nadat hy pas aangeel ontvang het, en dan die sissie woensdae, dat die versorgingskoor versorg word in die stadium, dit gaan met daar die beter, dankbaar, dit ook onhoor, ons bid vraag ook, nog steeds die genade van die Here, door die moeilijkheid. En ook vergeef van Riensburg. Ieder sê dit is moeilijk dat hy hierdie week sal teruggeplaas word rehabilitasie doen, ons wacht nou al 3-4 weke daarvoor. Elke keer is daar weer 'n terugslag en dan word het weer uitgestel, maar op hierdie stadium gaan het goed. Lyk ons asof die oorsprong beheer is en daarom glo ons sal dit reg wees. Nou broers en susters, voorbereid ook vir ou Godse en sy familie, na die afsterwe van Godse en afgelope week, en die Erasmus en haar familie, en daar pa in die vriendisse afsterwe die afgelope week. Ons verjaarsdag, dan ons die Here vir hulle van ons gespaar is, ons dat hulle die seën van die Here toe vir die lewensjaar wat kom, en daar verjaar by Hans Strauss, 20ste Israel Foster, 22ste Bergie Baan, en die Topper, die 25ste al die boek, aan die Here aan die seën en bewaar die lewensvat. Dus dit is aangesien het, nou, omdat adventstyd is, en ons gehoorde dat het sin maak, en ons voorbereid is ook hier ook aan te pas, en die meer, van 1 of van 5 is dan nie, maar Psalm 51 van die adventsliedere is, o Christus ons verlange, die ons heilige, sal ooit ons jubelsang nie, of na ware sin. Ons wil ons denken op Gods geboorte ondergaan word, wanneer ons van vers 1 vers
2 en 3. So spreek die Here wat dit doen. Die Here wat dit probeer om dit te bevestig. Here sy naam. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Genade en vrede word geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Dus dit is ons geloof die Here in ons Psalm 45, daarvan eerste, tweede en die 5de vers. Dit is ons roep vanoggend vir Anke Leon, Johan Venter, die Goosen en self toeris om vir die kans te verskyn, om hulle geloof voor die gemeente en voor God om hulle saam met my daar te plaas. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, die openbare belydenis van geloof gee aan die ons die geleentheid om voor God en die gemeente rekenskap te gee van sy of haar persoonlike geloof. Dit beteken dat vir ons die genade wat God in die doop aan hulle gebied het, bewustelik deur die geloof wil eie maak. Die openbare belydenis van geloof is 'n gelofte van volle toewyding aan die Here, die koning van die kerk. Dit beteken om te lewe volgens sy woord, om getrou die erediens by te woon, en aan die werksaamhede van die kerk deel te neem, om te volhard in die gebed, en om God, deur woord en daad, op alle terreine van die lewe te verheer. Dit is 'n gelofte om die krag van die Heilige Gees in die geloof te volhard, en steeds daarin te groei. Geliefdes in die Here, die ouderlinge raad het die vreugde kennis geleef dat die begeerig en gereed is om as volwaardige, beleidende lidmate van die kerk toegedaan word. U het in die Christelike leer onderrig ontvang en die ouderlinge raad van die kennis van die woord van God en van beleidende skrifte asook van voorbeeldige lewenswandel oortuig. Om as beleidende lidmate toegedaan word, moet jy opreg en bevestiging op die volgende vraag antwoord. Is jy daarvan oortuig
dat die Bybel die enigste en onfeilbare woord van God is. Dat dit die waarheid en volkome leer van saligheid bevat. Dat niks daarby gevoeg of daarvan weggeneem mag word nie. En dat die belydenis skrif van hierdie kerk, hoewel die Bybel ondergeskik, met die Bybel ooreenstem en daarom onderskryf word. Is die daarvan oortuig dat hierdie kerk, waarvan die noue beleidende lidmaat wil word, hierdie Bybelse leer as die waarheid en volkome leer van die saligheid verkondig. Verklaar nie dat hooggeroemde leer die persoonlike geloofsoortuiging is en beloof nie om alle lere wat daarmee in stryd is te werk. Verklaar nie dat dit die voorneme is om die krag van die Heilige Gees tot aan die einde van die lewe in hierdie leer te volhard. Verklaar nie dat jy die volkome soenverdienste van die Here Jesus Christus glo en dat hy die persoonlike saligmaker en verlosser is. Bely dat jy die enige God liefhet en beloof om hom van harte te dien, gereeld door die Vader te bid, in naam van die Here vir mense te bely en in die krag van die Heilige Gees teen alle verskoning te sterf. Beloof jy om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. Beloof jy om aan die kerk op sy gedig te onderwerp. Dat is hierop hoorbaar aan God die enig, die ontwoord. Sal het woord is, Johan 4, die eeuwigste, aangevoer. Op grond van die genadige verbond, soos verseel in die hoop en kragtig die belydenis wat die so pas voor God die gemeente afgeneem, verklaar het op gesag van die ouderlinge raad dat die nou beleidende lidmate van die Afrikaanse Protestantse kerk soos hy is, met toegang tot die sakramente en al die voorregte aan lidmaatskap verhoor. Geliefde broers en suster, God het u geroep om in die wedloop van die geloof al die kragte in te span. Volhard daarin met hart en siel en met alle krag. Gemeente, God het hierdie verbondskinders van hom tot geloofsvolwassenheid gebring, om as lede van die liggaam van Christus hulle gawes en talente aan hom as die hoof van die kerk te wy. Stel die gawes wat u van God ontvang het, saam met hierdie beleidende lidmate tot beskikking van God en in diens van sy kerk. Bid vir mekaar en werk met mekaar saam. Laat die liefde van Christus as band die saambind tot 'n getuienis in hierdie wêreld. Kom ons by ons woord in gebed. Barmhartige en genadige God, Hemelvader, Here, ons wil U loof en prys dat U kinders wat in U koninkryk ontgroot word, in U koninkryk bewaarheid, dat hulle die teken van U verbond as kinders ontvang en die sekerheid kon hê dat hulle veilig in U koninkryk is, dat hulle nou hier kan ons saam en sê ons kies om in U koninkryk te bly. Ons wil U dien omdat ons weet Jesus Christus is ons koning en ons verlosser. Dank die Here dat ons vandag ook kan hoor dat hulle in U koninkryk wil bly, dat hulle U wil dien en U wil eer. Ons vra U Here dat U Heer U Gees in hulle harte sal werk en hulle sal vernuwend na U wil, sodat elke dag in U koninkryk so sal leef, dat U die koning van die konings, die Here van die Here, verheerlik sal word in hulle. Sodat ons vir elke een wat saam met hulle dien, dat U elke een van ons in U koninkryk sal bewaar, en ons die krag en die moed sal gee om vir U koninkryk te stry, sodat U in ons as kerk
verheerlik. Ons vra dit in Jesus Christus, ons Here se naam hê. Amen. Dit is ons Johan vra om vir die seënbede toe te sing, waarna hy af gaan om die Filippense te doen, en na die Filippense sing ons as gemeente hulle op die seën van Psalm 134, vers 4.
Broers en susters, die Here spreek vandag met ons uit die boek Ester. Ester 2, vers 1 tot 18. Ester 2, vers 1 tot 18. Toe, na die dinge, die woede van die koning Ahasveros bedaai het hy aan Vashti gedink en wat sy gedoen het en wat oor haar skuld is. Toe sê die jongmanne van die koning wat hom dien, laat hulle vir die koning jong meisie soek wat mooi van aansien is. En laat die koning beampte saanstel in al die provinsies van sy koninkryk, dat hulle al die jong meisies wat mooi van aansien is, by mekaar kom in die fees van Susan, in die vrouwehuis, onder die toesig van Hegai, die hofdienaar van die koning, die bewaker van die vrouwe, en laat die skoonheidsmiddel aan hulle gee. En die jong meisie by die koning geval, moet in die plek van Vashti die koningin. Hierdie woord dan was goed in die oor van die koning, en hy het so gedoen. Daar was 'n Joodse man in die fees in Susan met die naam van Mordegai, die seun van Jaren, die seun van Semai, die seun van Kis, 'n Benjaminiet, wat in Jerusalem weggevoer was oor die palme, wat in Ramstad moes gaan saam met Jegonia, die koning van Juda, wat die Nebukadneser, die koning van Baal, weggevoer. En hy was die opvoeder van Hadassah. Dit is Ester, die dogter van sy koning, want sy het geen vader of moeder gehad nie. En die jong meisie was skoon van gesalte en mooi van aansien. En by die dood van haar vader en haar moeder, het die Mordegai haar as sy dogter aangeneem. Toe die bevel van die koning en sy wet bekend gemaak is, en baie meisies sy feeste in Susan onder toesig van die Hegai byeengebring is, het hulle Ester ook saamgeneem na die paleis van die koning. Onder toesig van Hegai, die bewaker van die vroue. En die meisie het hom geval en guns by hom gevind. Daarom het hy gul gemaak om haar die nodige skoonheidsmiddel en regte ete te gee en haar die middel en die 7 uitgesoekte meisies uit die paleis van die koning verskaf. En hy het haar met haar meisies verplaas aan die beste gedeelte van die vrouwehuis. Ester het haar vol en haar afkoms nie te ken en gee, omdat Mordegai haar beveel het om dit nie te vertel. En Mordegai het dag vir dag voor die voorhof van die vrouwehuis gewandel om te verneem dat die welstand van Ester en wat met haar sal gebeur. En as die deur van elke meisie aankom, om na koning Ahasveros in te gaan, maar dat 12 maande lang met haar volgens die wet van die vroue gehandel is, want so lang het die dag van die voorbereiding geduur. 6 maande lang met die mirreolie en 6 maande met die balsem en ander skoonheidsmiddel vir die vroue. As die meisie dan so na die koning ingaan, word alles wat sy sê aan haar gegee, dat het saam met haar by die vrouwehuis in die koninklike paleis kan gaan. As sy die maand ingaan en die koning terugkom na die tweede vrouwehuis onder toesig van Saasga, die hoofdienaar van die koning, van by vroue bewaak, dan moet sy nie weer by die koning ingaan nie, behalwe as die koning behaag in haar vind, sy by die naam geroep word. Toe die beurt van Ester, die dogter van Abigail, die broer van Mordegai, wat dan as sy dogter aangeneem, om in te gaan aan die koning, het sy niks verlang nie, behalwe dat Hegai, die hofdienaar van die koning by die vroue bewaak gesê. En Ester het guns gevind in die oor van almal wat haar gesien. Ester is toe by die koning Ahasveros in sy koninklike paleis opgeneem in die 10de maand, dis die maand Tebet, in die 7de jaar van sy regering.
En die koning het Ester lief gekry, meer as al die vrou. En sy het guns en welgevalligheid voor hom gevind, meer as al die jong meisies. En hy het die koninklike kroon op haar hoof gesit, en haar koningin gemaak in die plek van Vasti. Die koning het 'n groot maaltyd aangerig vir al sy vorste en sy dienaars, die maaltyd van Ester. En hy het 'n vrye dag bepaal vir die provinsies en geskenke gegee. Reg koninklik. Dit is die woord van die Here. Om in ons hande. Onze Vader wat in die hemel is. Here, wat het wonder dat ons vanoggend weer kan sien dat U kinders uitgekies het om heilig en sonder gebrek voor U die liefde te wees. Here, dit Here as kinders vir Uself aangeneem. Wat het wonder, Here, dat ons ook as kerk van Christus deel kan hê aan U groot liefde en genade. Here, waar ons in hierdie oggend ook gehoor het van 'n verhaal van 'n meisie wat as koningin gekroon is. Ons vra U, Here, dat dit vir ons ook 'n vreemde teks is. Dat dit vir ons 'n teks is wat nie sin maak met die eerste opslag nie. U ook deur die Gees, die uitleg van ons harte, ons denke op U sal lig. Dat ons uit hierdie woorde ook sal kan leer hoe U genade werk. Hoe U barmhartigheid na ons kyk. Sterk ons daarom ook deur hierdie woord, deur die gebruik van die sakrament, om in die geloof te kan staan, te midde van wêreld, stille en seer is. Ons vra in Jesus Christus ons verlosser se naam. Amen. Lieve broers en susters, as 'n mens die eerste hoofstuk van die boek Ester lees, dan sien 'n mens 'n beeld van mag. Koninklike oor 27 provinsies, van Ethiopië af tot in Indië, tot die hele Persiese Ryk, wat vandag Iran en Irak is, in stil. Werklik 'n magtige koning wat hy was. Hy was met sy dronkenskap, sy vrou afsit as koningin. En in die begin van die tweede hoofstuk sien ons verder sy baasheid. Wanneer hy deur sy jong manne geadviseer word om sy haring uit te brei met al die mooi meisies wat in die 127 provinsies is. Almal van hulle laat skoonheidsterapie ondergaan, sodat hy vir hom die mooiste een kan uitkies en haar as sy koningin kan doen. Dis die wêreld waarin ons leef, maar ook so leef. Ester 2 vers 2 sê, u sien die jong manne van die koning wat om die later en vir die koning en jong meisies wat mooi van aansien is. En dan die koning bepaald is aanstel in al die provinsies van sy koninkryk, dat hulle al die jong meisies wat mooi van aansien is by mekaar laat kom die fees toe saam. En die haring onder toesig van Here, die hoofdienaar van die koning, die bewaker van die vrou. En die jong meisie het die koning geval met die plek van Vasti koningin. Lieve broers en susters, ons as mense is ook geneig om te dink dat God soos aanspelers sy bruid uitkies op grond van wie sy is, grond van hoe sy werk, grond van sekere kenmerke wat ons vir onsself baie keer dink. En die verhaal van Ester om egter en ek vertel vir ons van 'n magtelose groepie mense. Nie die 127 provinsies se jong meisies wat magteloos is voor die tiran van koning nie, maar selfs
lees jy van 'n magtelose mens. Hy is in die eerste plek in die Jood. 'n Joodse man in die feeste in Susa. Die seun van Jakob, die seun van Kis. Mordechai is veronderstel homself 'n koninklike wees. Hy kom uit die stam van Saul. Wie se pa Kis. Maar hy sê, hy's 'n banneling. As 'n slaaf weggevoer uit Bethlehem. En die stam van Benjamin weggevoer uit Jerusalem se. En die dae toe die Nebukadneser, die koning van Babel, die Jode weggevoer. 'n koninklike wat verneder is tot die grond, waar daar getramp word deur die stamme van die nasies voorbij. In Susan, en daar die Persiese koninkryk, vreemd weg van Jerusalem al waar God blydskap beland. Die hele hoofstuk vertel vir ons van magteloosheid. 'n meisie magteloos is. Maar magteloosheid begin al reeds waar pa en ma sterf om iewers in hierdie tyd. Sy Here nie aangeneem word, sodat sy nie alleen deur die wêreld loop. Hy wat self ook maar magteloos is, ontferming oor haar. Dit na magteloosheid, 'n landstyd is 327 provinsies in Oos. Ja, selfs haar skoonheid is eintlik op die vraag en antwoorde 'n deel van die probleem. So ja, die koning kyk na die mooi meisies, om vir hom eerlik te kies as koningin. Sien ons hier die totale magteloosheid van elkeen van daardie meisies. Hulle moes vir jare ons skoonheidstherapie ondergaan sodat hulle een aand saam met die koning kan span. Daardie een aand kon hulle maak nie. En in die oggend, as hy nie tevrede was met haar nie, het hy haar aangestuur na die tweede koning. Maar waar hy haar somtyds onrustig was, sou roep om die nasaam te spandeer. En na hierdie meisies staan Esther van Asa. Wie is sy Esther, die Persiese meisie, wat deel vorm van hierdie Persiese ryk, is sy die Jode Asa. Mense, broers en susters, dat hierdie wêreld waarin ons leef, waarin ons kinders vertel word wie jy is van die wêreld van die huwelik. Wie jy is hierdie vreemdeling. Soos ons jong mense die ook in die tydskrisis, waarmee Esther sit, is dit al daar sal ons in Esther. Ja, is dit Christen, want Esther, die Jodin, deel van God se kerk. Of is dit maar nie deel van die Persiese kerk, deel van die wêreld, wat die magteloos is in misbruik. Vanoggend het jy dit gekies om te sê, ek is Asa. Ek is Christen. En deur die lewe gaan dit baie keer op jou afkom dat jy gaan worstel. Wie is ek? Wie is ek werklik? Is ek aanvaar? Is ek God genoeg? Ongelukkig is dit so. Dat baie van ons jong mense die hierdie verwarring ook, die wêreld meegesleep word
En soms soos Ester, onvermydelik in 'n posisie geplaas word, sy selfs haar godsdiens moes verswyg. Maar die vraag is, hoe wil God hê? Hoe kies God sy? Hoe kies God? Hierdie 4 kinders wat voor ons sit vandag as deel van sy bruid. Wie ingesluit is in die kerk? Wie deel uitmaak van die bruidegom nie van wie het is, of wat sy deugde het nie, maar absoluut van God se genade. God sê aan sy volk, Esekiel 16, net voor die ballingskap, sê hy aan Israel, so spreek die Here, dat julle sê. Jou afkoms en jou geboorte is in die land van die Kanaaniete. Jou vader was 'n Amoriet en jou moeder het Hetities getrou. En wat jou geboorte aangaan, die dag toe jy gebore is jou naaste op jou afgesny en jy is nie met water gewas om jou te reinig. Ook as jy nie met sout en gebruik of bloed toegedraai nie, geen oog medelyde met jou gehad om vir jou een van die dinge te doen, om vir jou jammer te wees. Maar jy is op die koopveld weggegooi met afskeid vir jou lewe die dag toe jy gebore is. En ek by jou verby gegaan en jou sien spartel in jou bloed, moet ek vir jou gesê in jou bloed leef. Ja, ek vir jou gesê in jou bloed leef. Ontelbaar soos die uitspruitsels van die veld met jou gemaak, en jy het gegroei en groot geword en die hoogste doel bereik. En ek het jou by jou verby gegaan en jou gesien, kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuels oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesmeer en met jou verbond aangegaan, spreek die Here, en jy het myne geword. Daar het ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou olie gesalf. Ook het ek jou geklee met jou klere en vir jou skoene van rollevel gemaak en ek het jou gehul in fyn linne en oordek met sy. Verder het ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en ek het om jou hals. En ek het 'n ring aan jou neus gesit en ek koring aan jou ore en ek pragtig op jou. Ja, jy het jou versier met goud en silwer en jou klere was fyn linne en sy het jou klere gestoffel. Jy het van meer honing en olie geëet en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklik waardigheid bereik. Maar by die naam van jou uitgegaan onder die nasies van wie jou skoonheid. Want het was volmaak deur my versiersels dat ek op jou aangebring het, spreek die Here. Kyk hier by die wêreld as niks gesien word. Wat gelos is om dood te gaan, word dit God genade bewys en gered, word aan haar liefde gegee. Daar sien ons dat sy mooi word, omdat die Here haar versorg, dat hy haar klere die mooiste sy binne. Liefdes, so maak die Here in sy kerk. En wat 'n klompie mense magteloos is, vuil en niks werd. Mense wat vol van bloed van hulle eie sonde is. Mense wat swak en lelik is deur hulle hand en hulle selfsug. En hy maak hulle sy bruid. Hy gee hulle nuwe lewe, gee hulle nuwe klere. Hy was hulle skoon en hy salf hulle. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank U vir die geliefde Seun Jesus Christus, wat ons tot die ewige lewe voed en versterk met sy liggaamlike
nie met ons hart aan die sigbare tekens van die dood en die pyn vasgeleef nie, maar laat ons hart ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan die regterkant is. Versterk ons ook ons geloof en die werking van die Heilige Gees tot verheerliking van die naam, tot meerdere diens in die koninkryk, in die naam van ons Here Jesus Christus. Saam met die kerk van die eeuwe bid ons, onze Vader in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, so in die aarde. Geef ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem en almal daarvan gedenk en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al julle sondes. Beker van danksegging waarvoor ons die
Here nou is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit almal daaruit en glo dat sy dit vergiet is. Kom en versoening van ons sondes. Sisters, kan jy asseblief net vir Christian baie duidelike aanleiding gee as die beker wil gebruik? In die middelste ringetjie van die skinkborde is daar druiwesap, lyk baie soos die ander. Druiwesap vir die mense wat die beker wil gebruik. Seker maak, is om bedien met die wyn. Die man die beker gemis nie. Reg.
Here ons die taak opgevoed het, dat ons allemaal saam in dankbaarheid sien van harte prys, volgens skrifgedeelte, waar ons net so luister, vir die dank gegee. Loof die Here oor my sien, alles wat by my is, sy heilige naam. Loof die Here oor my sien, vergeet geen een van sy weldaden nie, wat al jou ongerechtigheid vergeet, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goeddeelheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou lewe weer nie word, soos die van aarde. Barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en groot van oordeelheid. Hy sal nie vir altyd oos nie, vir ewig toorn bou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes, en vergeld ons nie na ons ongerechtighede nie. So hoog as die hemel is oor die aarde, so geweldig as sy oordeelheid, wat die wat hom vrees. So ver as die ooste verwydings van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader ontferm oor die kinders, so ontferm die Here, wat die wat hom vrees. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U dat hy genade en die seën as middelaar aan ons geskenk het. Hy het deur sy kruis en opstanding die straf vir ons sondes gedra, en sodoende vir ons die voedsel en die drank van die ewige lewe geword. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldaad kan deel. Ons dank U dat ons op die tydens hierdie nagmaal ons geloof versterk is, sodat U die Heer die werking van die Heilige Gees, die gedagtenis aan die Here Jesus Christus, op die verkondiging van sy dood totdat hy kom, sal gebruik om ons daagliks die regte geloof en 'n innige gemeenskap in Christus te laat groei. Ons bid dat U die heerlike vrugte uit hierdie nagmaalsviering in ons lewens laat voortkom, tot U verheerliking tot ons saligheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dit is daar as geleentheid om die Here die offergawe te dank, dat ons terugkeer aan sy wil.
sing ons Psalm 264, vra dat iemand net na die liedjies by die plek is wat neem ons kan nou nie vir die man invloed hierdie van Potja en met die Heer het sing nie. Na die liedjies gaan ek my net saam probeer iets saam sing en slotsang as gemeente is Psalm 264 vers 1.
Sing